Hartelijk goeie vanoggend, né? Ons is baie dankbaar dat ons saam is. Ons is dankbaar dat die Here dit vir ons so moontlik maak. En ek dink ek sommer nou 'n beter idee hier weer om 2 dienste so gou te hou. En mag die Here dit ook so seën. En vir ons baie naweek maak ook so trek. So kom ons gaan dan net saam bid en dan vra ons die seën van die Here. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike liefde en goedheid en getrouheid. Dat ons weet dat U dit ook vandag is en dat U vir ons besonderlik lief het. Ongeag, Here, waar ons verhouding met U in hierdie oomblik is, U is lief vir ons en U het gekom dat ons lewe en oorvloed van lewe kan hê. Ons kom bid dit af, Here. Dankie, Here, dat U vir ons so lewe kan gee, hier op aarde. 'n Lewe wat waarlik vervullend is, 'n lewe wat werklik waar verskil maak in hierdie wêreld, deur ander na Jesus toe te trek. En dis ons begeerte, Here, dat mense by mag uitkom. Af ons hart is eintlik gebroken as ons dink hoe stikkend ons wêreld is, Here. Hoe min mense hier regtig ken. Ons hart is gebroken as ons dink, Here, daar's mense wat op ons hel toe vandag is en hulle besef het nie, sien dit nie raak nie. Hulle is deur die duiwel mislei, die skuld is nog oor hulle oor. Daarom het ons vir die vraag, die kinders, Here, ons het U krag nodig. Ons kan nie sonder U krag in die werking voortgaan nie. Kom dan en bereik U doel. Amen. Nou, die vriende, ons gaan weer net dieselfde gedeelte lees. Ek gaan net na die 2 verse weer so saam met U lees daar. En dit sal in Handelinge 15, vers 8 en 9, die welkom om die woord van die Here daar ook te maak, maar ek gaan dit ook hierso, net so op die bord vir ons ook met daar sit, dan gaan ons net daar die verse lees daarso. Daarso staan, en God, wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons, en het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hulle harte gereinig het, deur die geloof. Ons op hierdie geleentheid met die deel onder die tema daar, die Heilige Gees oortuig van 'n onrein hart. Nou, jou vriende, onthou U toe U tot bekering gekom het, hoe die Here U oortuig het van U verlorenheid 1 en 2 van die liefde van die Here, dat die Here U wil red. Want baie mense is in sulke verskriklike sondes vasgevang en geweef en dinge aangevang. Dit is nie te moeilik geweest om oortuig te word ek het gesondig of ek is nie in die regte verhouding met die Here nie. Maar om dan ook oortuig te word deur die Here dat Hy my liefhet en Hy wil my vergewe en Hy sal my vergewe en Hy sal my verander en Hy sal my nuut maak. En dan in geloof die Here toe kom vertrou, die Here kom red. Onthou jy dit weer? U moet van hierdie 2 dinge sekerlik so kom weet. Die Here het my oortuig ek is nie sy kind nie. En dan sal ander liewe vriende, my geval was dit maar so gewees, groot geword in die pastorie, oupa doop nie, en ons was by die dienste, ons was by al die plekke gewees, bidure en alles wat by die kerk aan die gang was jy nog maar daar gewees. En ek het in 'n aanddiens gesit, dit was nie my pa wat gepreek het nie, was iemand ander dominee, ek kan nie die dominee se naam onthou wie gepreek het nie, maar ek weet nie, ek het na die diens daar gesit en ek het besef, ek is net so op pad hel toe. En daai tyd is dit my so gelees as ek die oomies wat dronk is en so, hulle is op pad hel toe, ek is net so op pad hel toe soos hulle. Ek was toe graad 1. En ek het onder 'n oortuiging gekom, ek is verlore. As jy my nou vandag moes vra, wat se sonde het ek aangevang in graad 1? Ek kan vir die dinge nadat ek tot bekering genoem het, kan ek nie sondes nie. Maar voor ek tot bekering gekom het, kan ek nie vir jou sê wat ek aangevang. Ek kan nie vir jou sê ek het iets gesteel nie, ek mag my sussie se sweets of ek weet nie vir dit gedoen het. Ek moes seker gejok het, maar ek kan nie vir jou iets spesifiek uitlig om te sê, daai ding het vir my nou gewys, jong, jy is op pad hel toe, jy is nie kind van die Here nie. Maar ek het net hierdie vaste oortuiging in my hart gehad, ek weet ek is nie gered, ek is nie kind van die Here. En toe ek onder daai sonde oortuiging kom, toe wil ek die Here vertrou, die Here het my siel gered. So liewe vriende, onthou U dit hoe die Here U kosbare siel kom red. Nou wil ons met U praat, as kind van die Here. Hoe die Here sekerlik vir U kom oortuig het van
'n onreine hart. Want as 'n sondaar oortuig moet word van sy verlorenheid, gaan 'n kind van die Here oortuig word van 'n onreine hart. En ons het dit nou hier gesien, die vriende, hoe dit dan ook was oor, hulle was vervul met die Heilige Gees, terwyl hy daar getuig het, die Here het ons harte gereinig, en Handelinge 2 staan daar, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Ek wil net ietsie vinnig oor hierdie teksvers sê, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, is nie net die disippels nie. Dis al 120 van hulle wat daar saam was. Ook die moeder van die Here Jesus Maria wat daar was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. So hulle harte sekerlik moet so gereinig geword en dan ook. Maar terwyl die disippels nou meer uitstaan in die Bybel en daar baie meer oor hulle geskrywe is dit altyd vir my lekker om na hulle ook te kyk en na hulle ook te wys hoe het die Here dan nou hulle kom oortuig van 'n onreine hart. En as ek sien hoe die Here hulle oortuig het van 'n onreine hart, mag dit ook 'n lig in ons eie harte bring om te besef maar dis wat die Here doen. Hy oortuig my van 'n onreine hart. Hy oortuig my dat hy dieper werk in my lewe wil kom doen. Ons het in Lukas 10 vers 20 gesien dat hulle is almal gered. Hulle was ware kinders van die Here. En dan die vriende het ons dan ook gesien dat hulle is herstel. Die Here het hulle kom herstel voordat hulle op die Here gaan wag het vir die vervulling met die Heilige Gees, die opdrag nagekom het wat hulle in Jerusalem moes bly dan ook. Maar wat het dan daartoe gelei dat hulle oortuig geword het van 'n onreine hart? En die eerste ding wat ek vir julle wil noem is, wat sekerlik moes gebeur, is dat die woord van die Here moes in hulle hart en in hulle lewe kom spreek het. Dis nie net dat die Here Jesus op aarde was en dat hulle nou al hierdie omstandighede dinge aangevang het nie. Die woord van God moes ook tot hulle kom spreek het. En sekerlik daar, as ek een van die teksverse kan dink, wat die Here sekerlik sou gebruik het, is daar in Psalm 51 vers 9 wat sê, ontsondig my met hysop, dat ek rein kan wees, was my dat ek witter kan wees as sneeu. Verberg die aangesig nie vir my sondes, en delg al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee nie in die binneste van my vaste gees. Hierdie getuienis van Dawid, wat hy daar kom bid het, en hy besef, Dawid het gesê, hoe het ek al hierdie dinge aangevang? Hoe het ek op soveel ongeregtigheid geleef? Anderman se vrou gevat. Maak hierdie man dood. Net so lank met 'n leuen gelewe, so lank voorgegee, asof ek reg is met die Here en ek was nie reg met die Here. Hoe het ek al hierdie dinge gedoen? Here, hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek? Ek het die kinders, hoe kan ek al hierdie goed doen? En dat hy toe nou besef het, maar sy hart is onrein en hy daar by die Here uitgekom dan ook. Verder, liewe vriende, moes sekerlik die direkte woorde van die Here, behalwe baie teksverse in die Ou Testament wat die Here in Levitikus sê, wees heilig. En nou het hulle agtergekom, ons is nie heilig. En as dinge wat ons doen, ons is nie heilig nie, so nou word dit uitkom dan ook. So gebeur dit in ons lewe ook, liewe vriende. Ons het ook ons nou vandag ons die woord van die Here. Jy weet ons by 1 Petrus 1 vers 15, 16 sê, wees heilig, want die mense gaan van jou. Nee, want ek is heilig. Nou sien dit die standaard. Die Here wil hê ek moet soos hy wees. Die Bybel, die Here sê, moet dit wees. 1 Tessalonisense sê die Here, dis die wil van God, julle heilig maak, dis God se wil. Ons moenie in ongeregtigheid wees nie, moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Daar's soveel teksverse, maar vir my en u vandag as kind van die Here sê, daar moet iets dieper in my lewe gebeur. En nou sien ek die standaard van die Here, en ek sien in my eie lewe, Here, maar kom nie by dit uit nie. Ek kom nie daarby uit nie. Ek wil heilig lewe, maar as ek weer kry dan my weer verloor, wat ook al gebeur. Ek was nie getuig, dan was ek nie getrou nie. Die vrug van die Gees ken ek nou, sê jy dit iemand, Here, dit werk jy in my lewe. Ek weet nie wat dit is om lankmoedig te wees. Om goedheid te hê. En ek kom agter, Here, daar's fout, ek sien wat die Bybel sê van my lewe. Dit werk nie uit nie. 'n ander teksvers of wel, 'n gedeelte wat die Here vir hulle gesê het, maar vir ons seker ook 'n teksvers is, maar hoe die Here hulle ook kom herinner het, hulle seker onthou dit wat die Here gesê daar in Markus 7 vers 21 en 22. Hy sê van binne, hoor nou. Want van binne uit die hart van die mens kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid,
bedrog, losbandigheid, afgunslastering, hoogmoed, dwaasheid, liewe vriende. Nou as jy na hierdie dinge kyk, dan sê ons, ja, wat se ding is, maar hoor nou kind van die Here. Kinders van die God sit met sulke goed in hulle hart. Ek onthou hierdie verhaal van hierdie, wat iemand vertel het, 'n prediker wat vertel het, hy sê hulle ingery, lang pad Kaap toe, nou tot so by so'n klein dorpie ingery, toe by die klein dorpie ingery, nou jare terug, toe by die klein dorpie ingery, toe wil hulle nou net 'n plek soek wat hulle daar net so 'n bietjie gou daar op die toilet of so kan uitkom, en toe hulle so ry, alles is toe, dit was sommer 2 uur, lyk met alles toegemaak. En toe hulle nou daar so inry, toe kom hulle by die hotel, staan daar karre. Dis net die hele dorp is toe daar, by een of ander verjaarsdag van die dorp. En dis musiek en 'n gedansery en 'n gedrinkery en al die goed gesing. So, en die man ry voort, hy al hierdie goed sien, toe sê, nee, kom ons gaan nie weg, hier is die duivel se plek. En hy draai die kar, hy ry so om en hy ry so eentjie weg. En sy dogtertjie kyk so agter by die venster uit, terwyl hy so weg, hy sê, ek wil 'n kind van die duiwel wees. Nou die vriende, hoor nou, as kinders van die Here, jou hart is nie gereinig. Jy weet hoe jy moet optree wat jy nou geleer. Maar in jou hart, wil jy nie nog die dinge van Egipte doen. En dis 'n probleem. Nou sê die Here, al hierdie dinge, hoor nou mooi, vers 21, 22, en dan sê vers 23 die volgende, hy sê, al hierdie bose kom van binne uit en maak die mens onrein. Hoor nou mooi, dis nie my slegte telle wat my sleg beïnvloed nie. Dis in my hart, my hart. Dis nie die ander ouens nie, dis ek, dis in my hart. Die Bybel sê, dis daar in jou hart. En hierdie goed moet uitkom, as dit nie uitkom nie, gaan ons sekerlik verkeerd optree. So, die Bybel wys vir ons, nie net, hy wys vir ons soos ons is voor die Here. So een ding van die disippels wat hulle oortuig is, hulle die woord van die Here onthou. Die geskrewe woord, die gesproke woord van die Here, en so word dit in die lewe te wees. Hoe die Here met jy gepraat het, hoe jy die Bybel lees, en jy sien dan wees volmaak, moet ek dit wees, en jy die Bybel wees heilig, dit gelees, moenie toornig wees nie, moenie wat leef sien, en ek sien nie dit, jy lees daar in die Bybel, jy lees dan hierdie, daarso wat ons nou gelees het in Markus 7, jy lees nie dit, en ek sien nie, dit is daar my hand. Nou lieve vriende, dan mag jy kere onthou, deur die gesproke woord van die Here, jy het nou boodskap geluister, van nou die WhatsApp was, of die Facebook, of wat so stories ook al wat ons daar, of in die kerk, en die Here het aan met jy kom praat, of jy gesê, jong, jou hart is ontrein. En ek word oortuig, Here, hier is iets nie reg in my hart, in my lewe nie. Ek moet met U regmaak en ook. Weet jy, en dan is daar natuurlijk dinge wat prakties in 'n mens se lewe gebeur, en soos dit gebeur. En praat die Here met ons gewete ook, dat die Here gebruik, die Heilige Gees ook, en ek wil praat met ons. En in die disippels se lewe is daar 'n klompie dinge, ek wil gou vir u 'n paar daarvan noem. Wat het hulle laat besef dat hulle hart onrein was, en sien dat, ja, in hulle praktiese lewe het hulle onbruikbaarheid besef, hulle besef hoe min die Here hulle gebruik, hoe min hulle vir die Here doen. Hulle besef, wanneer hulle iets gedoen het, hoe kragteloos dit was, hulle vriende, en het is nou nie dat hulle nie diensbaar moet wees nie. Hulle wou daai duiwel uitgedryf het, dat daai man uit, maar hulle kon dit net nie regkry. En hulle besef, jong, hier is iets wat in ons lewe gebeur. En net so, kind van die Here hoor nou. In jou praktiese lewe ervaar nie dit, jy ervaar dit. Ek het nie die krag meer. Ek is iemand wat, ek voel onbereikbaar. Dis soms vir my verstommende ding, dat kinders van die Here op 'n plek kom en sê, ek beteken niks nie. Maar ek verstaan, 'n onrein hart praat so. Maar 'n hart wat gereinig is en vervul is met die Heilige Gees, sal nooit sê ek beteken niks nie. Jy sal weet, lees 'n getuie, jy sal weet, daar's mense vir wie jy weet ek moet bid. Daar sal mense wees wat die Here in hierdie week oor die pad gestuur het, wat jy weet, hierdie ons moet voor bid vir hulle reining. Die Here het nie net toegelaat, dat ek nou ewe skielik
iewers met tou agter iemand staan of wat ook al. Die Here het iets beskik. Jy het dinge gesien, jy het dinge gehoor sonder dat jy met iemand gepraat het, maar die Here het die hart gewerk om vir daai ouens te begin bid vir hulle siele. So kan van die Here ten volle, weet jy, ek hoor, iewers. So jy vriende, dis een van die goed, die onbreekbaarheid wat daar was dan ook. Dit het onder andere openbaar, ons het dit nou ook gelees, lieve vriende, ook die ongeloof wat openbaar is en hulle kragtelose optrede. Ek weet ons het dit nou nog gelees, maar ek wil vir ietsie bynoem hierso, daar staan nog vir Matteus 17 vers 19. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kom ons om nie uitdryf nie? Jesus antwoord hulle deur julle ongeloof. Maar hoor, daar is 'n tweede ding wat die Here gedoen het. Die Here wys sê nie net vir hulle, dis julle ongeloof, dis hoekom julle dit nie kan doen. So, en dit ervaar ons baie in ons lewe. Wat ek nie kan doen. En nou weet ek weet nie of wie van die wat dalk 'n bietjie golf ken nie, maar die probleem met golf is dat jy weet wat gaan fout. Jy kan sien die bal gaan soontoe, wat ook al. Maar jy weet nie altyd hoe om dit reg te maak. Maar die Here kom ook en hy sê vir die jong, dis julle ongeloof, dis hoekom julle dit nie kan doen nie. Want nou kom hy in vers 20 en Jesus antwoord hulle, hy sê deur julle ongeloof. Hoor nou hierdie antwoord wat die Here vir hulle gee in vers 20. Hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het, soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan hiervandaan weg, daar naartoe, en hy sal weggaan, en dit sal vir julle onmoontlik wees. Julle sal die duiwel kan uitdryf. Is die Here nie net sê wat hulle nie het nie, hy het ook gewys wat sal gebeur as jy geloof het. Wat sal gebeur as jy vervul is met die Heilige Gees? Wat kan dan in jou lewe gebeur? Wat se instrument jy dan kan wees daaroor? En liewe vriende, en het hulle dit gedoen? Dis nou my vraag. Het die disippels toe nou later hierdie geloof gekry? En na die vervulling met die Heilige Gees, lees ek in Handelinge 3 vers 6 daar, maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het gee ek aan jou in die naam van Jesus Christus. Die Nasareëner, staan op en loop. En hy gryp hom aan sy regterhand en rig hom op en onmiddellik het sy voet en sy enkel sterk geword. Liewe vriende, en geloop hierdie pad. Het hulle toe hierdie geloof gehad? Ja, dat 'n verandering in hulle gekom. Hulle het dit nie gehad nie. Maar die Here het nou gewys wat jy kan hê. En jy sal dit hê wanneer jy harte gereinig is en jy vervul is met die Heilige Gees. Nou kom wys die Here vir ons dieselfde ding, liewe vriende. As die duiwel nie moedeloos maak deur die mislukkings wat in die verlede was, en dalk nog onlangs, wil die Here ook vir u sê, ek weet van die mislukkings, maar dit is daar om jou te wys, jou hart is onrein. Maar jy moet ook weet, ek kan jou hart reinig en dan is daar die oorwinning. Dis die wonderlikheid van die evangelie, wat die Here vir ek verkeerd kom doen. Dan die ander saak is, hulle het so uit vleeslike wapens, het hulle opgetree, liewe vriende. Jy weet, daar staan in Lukas 22 vers 50, en een van hulle het die diensknegt van die hoofpriester getref en sy regteroor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê, hou op, dis genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Dis nou Petrus wat nog Malchus sy oor afgekap het, toe hulle daar kom om die Here gevange te neem. So, hier kom Petrus en hy dink die beste manier om nou die saak van die Here te verdedig, of om die Here te verdedig, is om wat te doen? Ons gebruik vleeslike wapens. Kap die oor af. Nou, liewe vriende, hou ons aan kinders van die Here. Die beste manier wat hulle dink om die werk van die Here te doen, is op vleeslike wyse. Toch 'n laaste in die tyd waarin ons leef, dat kerke, besighede, kerke word bedryf soos besighede. Maar nou nie verkeerd verstaan. Enige plek, die finansies nodig maak te gaan. En die Here het bepaal, kinders van die Here, julle gee julle tiende, en so gaan sy werk aan. As jy nie tiende gee, is jy ongehoorsaam. Maar nou, liewe vriende, dit beteken nie dat die kerk se hoofbron moet wees om geld met mekaar te maak. As 'n kerk besig en 'n hoofbron is om geld by mekaar te maak, word dit 'n valse kerk. Wat is die kerk se hooftaak? Verkondig evangelie. Ons moet iets doen dat siele gered word. As ons nie daarmee besig is nie, is ons nie met die werk van die Here besig. Ons moet iets doen dat mense by die Here uitkom.
Nou liewe vriende, nou kom dit in ons tyd en ons wil so verkeer op vleeslike maniere dinge hanteer. Nou het dan nie so en so ietsie vir my gesê daarso. Laat terugkry. Nee, mag ek val. So gaan daar so terugkry. En ons vaai dinge op vleeslike maniere. Soos 'n ander ou sondig optree. Kom ek vra so. Was Judas en die bende wat saam met hom mag gekom het, was hulle verkeerd om die Here gevange te kom neem? Ja, hulle het sonde gedoen. Regverdig dit as ander ouens sonde doen, dat ek nou maar ook vleeslik kan optree? Nee, die Here het gesê, stop, op! Maar later, lieve vriende, nadat hulle vervul was met die Heilige Gees, het dit verander, as 'n verskil, Handelinge 4, vers 23 lees ons, en nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die oorpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit gehoor het, hoor nou, toe pluk hulle swaarde uit, hulle storm die oorpriesters en skrifgeleerdes en had 'n geweldige oorwinning behaal op die dag, 36 man gedood. Is dit wat gebeur het? Nee, dit is wat gebeur het. Die Bybel sê, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en toe bid hulle. En hulle bid, as die Here, ons word gedreig, ons word 'n bietjie bang oor hierdie dreigemente, maar wil nie saam met wonders en kragte en so. En die plek is geskik waar hulle storm was en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En kragtig het hulle verder getrek. Kan jy sien, lieve vriende, die wapens verskil. Dit is nogal iets om te onthou in die huwelik ook, né? As twee mense getrou is en hulle is kinders van die Here, maar hulle albei is nou nog nie gereinig nie, liewe vriende. Dan haal hulle maar die wapens van die vlees uit. En dit doen skade. Baie lang terug in een van die gemeentes, was daar 'n tannie. Sy het die Here geken, sy het alleen kerk toe gekom, maar man wou nie. En nou vertel sy my, sy sê nee, sy doen nie. Hy sit nou laat op Saterdagmiddag aan rugby kyk, nou, daar was 'n tyd die vriende in ons land wat rugby nou nogal 'n bietjie belangriker was, maar nou is dit nou nie meer so groot nie, maar die ouens het klaargemaak, die man het klaargemaak, alles, die gras, alles was klaar gesny, maar van 2 dae was hy reg. En die oom was lief vir die rugby en die rugby daar gekyk. En nou gaan die tannie maak sy die kos van sy, maak dit nou so dat dit nou op die tyd wat die oom nou sit en rugby kyk, dan is die kos klaar. Nou sy is gered, hy is nie. Nou sê sy vir hom, kom eet. Nou sê ek sou bring die kos hier naartoe, ek kyk nou rugby. Sy sê, sy doen nie dit vir hom. Sy val uit op kos, loop na die asblik toe, gooi alles waar. Dis vlees. En ek weet nie, die ook ooit op bekering gekom het. Dink aan, kinders van die Here. Ons doen goeders, ons fight goeders op vleeslike maniere, maar mense kom nie by God uit, dit help nie. Ons moet gereinig word, sodat ons geestelike, die disciples het dit ervaar in hulle lewe. Liewe vriende, dan is daar ook 'n ander saak wat daar was. Hulle was nie bereid om hulle self te verloon nie. Hulle was bereid om oorgawe aan die Here te maak, maar sonder die kruis. Hierdie eie ek moet dit nie doodgaan. Maar Markus 8:31 staan daar toe hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. Nou leer hulle vir hulle. Die kruisiging kom, hy gaan sterf en so meer. En dan sê vers 32 en 33 hierdie woorde. En hierdie woorde het hy ronduit gespreek en Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense. Liewe vriende, die geweld geasteer wat hier was. Petrus hoor nie, mag die Here dit doen. Hy het die insig nie, hy verstaan nie, die Here moet sterwe, sodat hulle verlossing van hierdie wêreld kan wees. Hy het gewys nie, ek gaan die Here, die ander ouens mag, maar ek sal veg, ek sal alles doen wat ek gaan doen, liewe vriende.
Hy het bedoel, was ook reg, maar joh, die skade, my vriende. Here, ons sal die dien, maar sonder die kruis. Nou baie mense vandag wil sê, Here, ons sal die dien, want net die ek moet dit nie gekruisig word. Here, ek moet net nie alles aflê, dat U alles word. Nie maar ek om dit te doen, Here. Ek wil al belangrik genoeg wees. En dit kan net nie werk nie, lieve vriende. Het daar toe nou 'n verandering in hulle lewe gekom, lieve vriende? Ja, dat 'n groot verandering in Petrus se lewe kom nadat hy vervul was met die Heilige Gees. Ons lees daar in Handelinge 3 vers 12 hierso daarso. En toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk: Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd? Waarom kyk julle na ons asof ons deur ons eie krag en God se rug bewerk het dat hy loop? Dis nou die man daar by die tempel wat hulle gesê het: silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons het gee ons in die naam van die Here staan op en loop. Toe die mense te verwonderd, en dan wil sommer hierdie manne gode maak. Hulle wil amper vir Petrus hulle aanbid. Hier gebeur iets met Petrus wat hy nog altyd van gehou het, ek nog al van gehou hier. Ek is die man. En toe hierdie ding gebeur nie, ou vriende, toe neem hy dit nie aan nie, hy neem dit nie aan die hoekom. Hierdie ek is saam gekruis. Dit is van die Here weggegee. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Jesus. Liewe vriende, dit maak 'n groot verskil in ons samelewing. Hoor gehou. As iemand nie vervul is met die Heilige Gees nie, dan gaan dit die hele tyd oor ek en my. Nie of nie, dit is so. Gaan die hele tyd oor ek en my. Gered, maar het gaan altyd oor ek en my. Dan het hierdie dit van my gesê, ek het vandaag, ek het so, ek van jou vriende, en dan is het vies oor hierdie so gemaak het, en dan raak ek nogal 'n bietjie lig geraak ook, wat ek hierdie ek hoor, en dan is baie lig geraak, joh. Dis nou daai mense, jy moet oppas wat jy rondom hulle sê, want hulle gaan sommer iets jans. Die hele tyd, ek en my, en weet jy, dan kry jy ander in ons lewe, wat vervul is met die Heilige Gees, en dit is glad nie. Het gaan vir hulle net oor die Here Jesus. Net oor die Here Jesus. Ek hoor hierdie illustrasie, hierdie illustrasie. Er word gesê, dan kom 'n man na 'n dominee toe, blykbaar 'n ware verhaal, kon aan Amerika is. Hy sê, hy het ook na hom toe gekom na haar diens, toe sê, dominee, ek kom nooit weer na jou kerk. Ek kom nooit weer na jou kerk. Hy sê nou, waarom nie? Is iemand terwyl jy preek, hulle ouer op hulle selfone besig, nou mense, hulle is kinders van mekaar, en hulle mense, party groet mekaar nie, en hierdie, en ek noem so geluidsgoeders, wat die mense alles doen, en so. En die dominee sê te hom, jong, ek hoor alles wat jy sê, maar kan ek jou net een ding vra, dat jy net een ding doen, voordat jy gaan. Net hierdie een ding vra ek jou, voordat jy gaan. Doen net dit. As jy dit klaar gedoen het, en jy gaan, dan is het so. Hy sê, dokter Els, ek kom al billik, hy sê, wat moet ek doen? Dominee sê, vat hierdie glas water, hy is vol water. Ek wil jy moet 3 keer met hom, om die kerk loop, sonder om die water te hom. En die man loop toe, maar vat hom toe na rukkie, want dit is hele stuk wat hy moet loop. En toe hy klaar geloop het, bring hy die glas en hy doen nie hier so, ek het geen water gemors. Ek doen nie van die glas nie, sit hom neer, en hy sê, nou net voor die gang, wil ek net vir jou vraag vra. Het jy terwyl jy om die kerk geloop het, enigemand in die parkeerarea op hulle selfone gesien? Hy sê, nee, ek moes kyk na ek moes die water, die glas water loop. Hy sê, jy gesien mense, skinder met mekaar, al die goedjies wat in die doen, het jy dit gesien, het jy ook so, sê, nee, ek het dit nie, nee, ek moes kyk na die water, hy sê, net soos jou kerk toe kom, en het gaan vir jou oor God. En nie oor jou. Hallo vriende, dit klink nou lekker, maar hoor in die praktyk is heel moontlik iemand uit te leef tot jou hart gereinig is. Dis hoekom het so nodig is dat ons gereinig kan kom. Hallo vriende, selfs toe hulle aangeval was, in Handelinge 4 vers 19 staan daar, en nou het hulle geroep en bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer. Wat doen hulle, die vriende, bejammer hulle self? Heer, julle gaan bid. Ons lees daar in vers 19 en 20. En toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of het reg is vir God of ons julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Maar vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek van wat ons gesien en gehoor het. So wat gebeur met die vriende? Hier gebeur 'n wonderlike ding. Petrus wat al die diensmeisies te bou en te skaam as hierdie ouens,
mooi jong, julle nou groot fout gemaak, maar ons moet dan God meer gehoorsaam wees as dit. Jy sien, toe gaan dit nie oor ek om my, jy bekom oor my image, wat gaan hulle dink, wat gaan hulle my doen, nee, dit is die eer van die Here. Waarom? Want ek was self saam gekruis. Nog iets wat hulle sekerlik agtergekom het, lieve vriende, wat oortuig het dat hulle hart ontrein was, is, hulle was so traag om te bid gewees, en om te bid, lieve vriende. Natuurlijk, seker maar altyd die bekendste voorbeeld. Dan weer neem hulle saam, Getsemane nie toe, hierdie 3 van hulle, vir wat te doen? Om te bid. Julle moet saam met my bid hierso. Ek is nou groot stryd, julle moet saam met my bid, vra die Here Jesus bid. En die Here het so ver vir mense klipbak gooi gegaan. En hy kniel daar, die Here bid, en dan ken jy mos nou die Bybel. Jy weet mos nou die erns waarmee die Here daar gebid het, dat sy sweet selfs bloeddruppels geword het, lieve vriende, die erns waarin die Here was. En hy kom by die disippels en wat gebeur? Nou nie slaap, hy sê dood nie staat op een uur saam te waak. Lieve vriende, en dit terwyl ons sien, dat die Here dikwels het hy alleen gaan bid, dikwels het die Here alleen gaan bid. Hy het nie altyd die disippels saam gehad nie, dikwels het hy alleen gaan bid. En lieve vriende, en hier kom dit en hulle net nie, hulle kon net nie saam bid nie. En hoor nou die Here verstaan. Hy sê, die gees is bewillig, maar die vlees is swak. Julle hart is ook nie gereinig nie, dis hoekom julle nie in staat is hier. Julle kom, julle is nie in staat. Nou vra ek vir die vriende, hoe lang is jy nou al gered? Hoe bid jy? Hoe belangrik is die bid hier? Ek weet. Hoe belangrik is die bid hier? Vir jy. Glo ons as kinders van die Here nog, glo ons nog God verander sake as ons bid. Glo ons. Ek in die Bybel sien ek baie sulke vrae. Maar glo ons dit nog in die dag waarin ons lewe? God verander sake as ons bid. Of het ons so vleeslik geword dat ons sê, dit help nie, bid nie, want ek sê net hierdie 3 keer my lewe, en ek bang wat die gaan sê, waar voel ons dat? Dit moet ons vir ons wys. Ons is onrein. Dit moet ons vir wys. Kind van die Here, is wat nie eens gereed, nie is onrein. Ek weet die Here verstaan omstandighede, daar sekerlik omstandighede. Ons het ons nou deesdae die wonderlike voorbeeld van tegnologie. Ek weet nie, doen nie julle nie, maar as ons as gesin weggaan met vakansie of so, dan is die foon daar. As wanneer kerk ons nie klaar wees nie, ons gaan maar in op WhatsApp, op webwoord. Ons gaan dan op webwoord, of daar is Facebook of YouTube of wat sit er. Ja, die boodskap is daar, jy kan het lewendig luister. Ons sit, of in die vakansietyd is, hoef nie die vriende, Woensdag. En ek moet vir sê, maar onder die 7 die weer fantasties is Woensdag. Die wind waai. Die son skyn nog, daar so, teen die tyd dat die bid hier. Dit is eindelijk op baie lekker tyd op die strand. Maar ons gaan luister. En luister die bid hier van bidsaak. Lieve vriende, ons as kinders van die Here nou regtig geen verskoning waarom ons nie bid. Weet jy wat die probleem waarom jy nie bid nie? Ek wil jy dit verstaan. Die probleem is, die Here het die disippels ook gewys, julle harte is nie rein. Onthou nou, die Here het hulle deur hierdie gebeure oortuig van die onrein. Nadat hulle vervul was met die Heilige Gees, die vriende, en Handelinge 6 vers 3 staan daar, hulle sê dan, kyk dan uit broeders na 7 manne uit dele van goeie getuigenis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons voor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Kyk wat die disippels verander. Die woord en bediening was 'n gebed. Gebed was so belangrik geweest, dat hulle gesê, ons moet ouens skryf wat kan help. In die saak van die Here, want ons moet so sorg vir die EDP's hier, daar so, dit gaan ons tyd vir gebed weg. Skies, verstandig reg. Die vroeë kerk, die mense wat vervul was met die Heilige Gees, het gesê, daar is dinge wat ons tyd steel, waarmee ons moet bid. Maar vandag is die kerk alles om die vriende. Ons al tyd is, so nie as al tyd is, dan moet ons al die bid hier wees. Ons moet die bezig. Wat het gebeur, die vriende?
Weet jy wat het gebeur? Miskien wel min mense gered, en die tweede ding is ons min kinders van die regtig vervul die Heilige Gees. Maar al die Here gebruik om op die feit dat hulle hart is weer reg. Dan die ander saak ook, hulle vriendskap met die wêreld wil daar was, Mattheus 26 vers 72 tot 74 staan daar. En met die eed ontken hy weer en sê, ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik jy is een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy by homself te verwees en te sweer, ek ken die man nie. Nou weet jy, my vriende, hoe kom hy nadat hy by die wêreld is, toe kan hy nie anders om soos die wêreld op te tree nie. Hy ken die Here en hy is so vrees en bang wat daar is. Jy weet, vriendskap met die wêreld beteken dat ek soos die wêreld begin dink en soos die wêreld begin optree en ek handel nie meer volgens God se weg en optrede wat daar is. Hoe tree die wêreld op? Daar by die wêreld, liewe vriende, en daar apostel wat opgaan, so bietjie hoër op, meer geld, meer alles, perks is goed. En dan begin dit te gebeur. Die ene vertel dat 'n storieetjie oor daai ene. En ek glo hierdie ene is slegter lig, en daai ene is slegter lig, net sodat ek die pos kan. Hulle lieg selfs, net sodat ek die pos kan. Liewe vriende, die optrede soos die wêreld is soos volg. Die wêreld dreig om sy sin te kry. Hulle doen dit. Dis hoe die wêreld optree. Hulle dreig om hulle sin te kry. Dis hoe die wêreld optree. Hulle vertrap jou om homself te bevorder. Die wêreld is oprukkerig. En dan het jy like oprukkerig. Hoeveel keer kom daai ding nou na vore? As iemand vriendelik met iemand anders met, wat wil jy? Nou die weet jy is nie opreg, en gewoonlik jy oprukkerig. So jy net vriendelik iemand, jy wil iets hê, liewe vriende. Kwaad praat, liewe vriende, van iemand anders toe om myself in 'n beter lig te stel. Dis mos wat die wêreld doen, is dit nie wat hulle doen nie? En nou kom die vleeslike kind van die Here, hoor wat hy doen, dieselfde dinge. Dieselfde dinge. Kinders van die Here. En nou sien ons al 'n bietjie stryery tussen 'n man en 'n vrou is hierdie goed klop uit. Ons aan die gemeente is 'n bietjie onminstens tussen twee kinders van die Here. Hierdie goeders kom uit jou vriende. Dis tog nie hoe dit is. Jou vriende, wêreldgesind is om soos die wêreld op te tree, maar ook soos hulle te lyk. Nou gaan ek 'n saakie aanraak hier so, liewe vriende. En dis nou ons uiterlike voorkoms. En ek wil vir u vra, meneer, en dan veral vir die dames in ons tyd. Want as jy sien wat op die platforms aangaan en die videoetjies wat vrouens deesdae stuur oor hulle self, dan moet ons vrae begin vra. En ek vra vir u as kind van die Here, ek vra vir u. U liggaam, wat u doen, die klere wat u aantrek, bevorder dit heiligheid of bevorder dit dellis? Een van die twee. Een van die twee bevorder jy. En as jy nie heiligheid bevorder, jy klere dra, voorkoms, as jy werk. As jy bereid om dit aan die Here oor te gee, sê Here, my voorkoms moet heiligheid bevorder. Uw vriende, en is ons bereid om dit te doen. Jy weet dit maak dat as ek onrein in my hart is, as ek onrein in my karakter. Jy weet, as ons net kyk die vleeslike optredes wat daar was, die kinders van die disciples daar in Lukas 9 vers 46, hulle stry met mekaar om wie die belangrikste is, en dit gaan vandag nog, gaan dit nie so. As ouens jong, hulle wil net te belangrik wees, net te wil, en jy moet net vir hulle oor die hoof sien, of hulle nie, jong, jy loop net voorbij. As jy veel dit op jou gedagtes, loop jy net voorbij, nou het jy nie vir Pieter gegroet nie, nie vir Pieter is nie, maar nou het jy nie vir Pieter gegroet nie, en jy moet miskien ook jou vriende,
Hier is Pieter goed. Groet my nie. Nie doen nie. Moet jy doen nie, wat is fout Pieter? Nee, hulle groet my nie. Hulle roep net van buite. Ai, dit moet so belangrik wees. As ons so intussen weet jy nie wat op die kerkplein se hart aan die gang was. Jy weet jy nog nie van sy kleinkind wat in die hospitaal is, amper sterf het. Jy weet jy nie van die dinge. Jy weet nie van baie ander dinge nie. Maar jy het jou. En as Pieter nou die vriende, of as die kerkraad verkeerd was, en dit kan maklik gebeur, hulle kan ook verkeerd wees. En hulle het jou nie gegroet nie, hulle het nie hulle deel. Gee dit nie jou nou die weg om jou opbring terug. Soos 'n ander sonde doen kan hy ook. Nou het julle dit nie geweet, julle is wat ek kry. Liewe vriende, die vleeslikheid verwoes gemeentes. Dit verwoes gemeentes. Wat verwoes gemeentes? Nie die Satan-aanbidders, die moslems, of wat se ander ons trouwens nie. Die vleeslike kinders van die Here verwoes gemeentes. Liewe vriende, dis hoekom dit so belangrik is dat ons seker moet weet dat ons reg is. Piet Jakobus 4:2 sê, julle begeer en julle pleeg moord is na ywerig, en julle kan niks verkry, julle veg gemaak oorlog en julle het nie, net julle nie bid nie. Dit is nogal interessant in hierdie vriende. Hy self wil sê hulle kan nie bid nie. Jy moet hoor hoe kan hulle oorlog maak en 'n geveg maak teen hulle. Jy moet hoor. Hulle kan vir jou vertel hoe sleg hulle is. Maar hulle kan nie met God praat. Want jy moes agterkom, jong, nie vir groot vleeslikheid in my hart. Liewe vriende, en ons het nodig om die Here reg te maak. Na Pinkster was dit egter anders. Na Pinkster sien ons nie een keer dat die disippels met mekaar gestry het en beklei oor wie die belangrikste is en wie nie die belangrikste is en wie. Hulle het dit nie gedoen nie. Petrus lees namelijk 3:12 en toe Petrus dit sien, sê hy vir die volk, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonderd en waarom kyk julle ons so aan asof ons deur ons eie krag of godsvrugte bewerk? Hulle het nooit vir hulle daaroor gegaan. Ander ding wat ek wil noem, liewe vriende, wat nogal baie kere mense se lewe openbaar, wys dat hulle nie vervul is met die Heilige Gees nie, is 'n meer, of ek wil dit voorstel om uitvoering met die Here te wees. Nou hierdie is nog verstaan om ons bietjie dalk net bietjie ernstig moet net mooi oor praat, om 'n bietjie verwardheid uit te skakel. Net eers Lukas 9:54 sê, en toe sy disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil jy hê ons moet sê dat vuur uit die hemel afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het. Nou, hierdie mense wil nie toe dat die Here by hulle inkom nie, en hierdie manne is nou dadelik daar, Here, moet ons vuur kry, en hierdie mense verteer. Want hulle wil hier nie aanvang nie. Dit klink amper so 'n bietjie reg. Hulle onder die Here verwerp, as hy. Nou ja, en nou sê die Bybel net daarna, maar hy draai om en bestraf hulle en sê, julle weet nie hoe danige gees julle is nie. Julle weet nie hoe vleeslik julle is nie. Julle tree nie voor reg op nie. Dis nie wat julle moet doen, liewe vriende. So wat gebeur met die weer, liewe vriende? Wanneer oortuig die Here deur mense jy weer of kwaad word, dat jou hart onrein is? Jy weet mos nou, as jy weer verloor sommer so vir niks. Die boek moet so wees, nou steek hy te ver oor en jy hoeveel keer gesê, hy moet nie verwerp oor steek nie Here. En maak hulle sien. Nou, as daar nog gevra doen iets sien, dan doen ou seker so, maar as dit nou nie gebeur nie, jou vriende, dan is 'n manier om dinge te hanteer. Nou wil ek gou vir julle vra. Is dit sonde vir 'n kind van die Here om kwaad te? Bly is iemand wat sê nie. En dit is nie sonde vir 'n kind van die Here om kwaad te doen. Wat wel sonde is, hoe jy kwaad word en wat jy doen as jy kwaad word. Die Here Jesus het begeleer het 'n sweer gedryf, die tafels opgegooi, dan met 'n sweer uit die tempel uitgejaag. Die Here was kwaad. Word God kwaad oor sonde? Absoluut, die Here word kwaad oor sonde. Die verskil tussen 'n kind van die Here wat gereinig is en 'n kind van die Here wat nie gereinig is, die volgende. 'n kind van die Here wat gereinig is, word kwaad oor die regte dinge, oor sonde, oor die oneer aan die Here. En dan hanteer hulle dit ook reg, of word ook op die regte manier kwaad. So liewe vriende, ons kan kwaad word en die kwaad op vleeslike manier hanteer, soos Petrus normaal gesê oor afgekap het. Ons
sal dit so doen, liewe vriende. Ons het nou daarvan gelees, daar in Lukas 22 vers 50. En liewe vriende, en die Here het ons gesê, dis nou genoeg, moenie hierdie dinge doen nie. Maar ons sien ook later dat die kinders van die Here ook kwaad geword het oor dinge wat nie reg gedoen is nie. Nadat hulle vervul was met die Heilige Gees. Daar in Handelinge 13 vers 10 staan daar, kind van die duiwel, hoor nou, hulle praat met 'n mens, hulle praat met 'n mens hierso. Die kinders van die Here, hulle sê vir hom, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid van die Here te verdraai. Liewe vriende, kan jy dink, jy loop hier so uit en jy sien hier so ou wat nou glad in die kerk was vandag nie, en hy is daar bezig om een of ander monse storie te vertel en jy gaan sê van, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en listigheid, wat is eintlik wat hulle is, is nie 'n valse beskrywing. Kan jy dink jy sê dit van hy ou, wat gaan gebeur? Maar hulle het hierdie gesê omdat die volle leiding van die Heilige Gees, hulle was oor die regte ding kwaad en hulle het reg hanteer. Liewe vriende, daai wat jy kwaad word oor Moses, en verskoon dat ek het ons so uitdruk, maar jy slaan deur daar toe in die huis van die kamer, want niemand kan nou weet, jy is kwaad. Ek weet ek oordryf en maar ek dink die volgende, nou maar uit die strekking. Hier staan my deur so hard toe, dat oupa en oma se foto wat in die gang hang, oupa se valstaan en val uit en ouma se dood. Nou die vriende, en hulle het kwaad raak, en hulle kan kwaad doen. En hulle vang goed aan, praat nie meer. Nou aan die huwelik was golftyd nou vir 2 weke. Hoe die ene raak die dood nie gekom, hy sê vir die dood nie, hy sê dood nie. Hy vir my vrou skei, hy sê kom nie dit doen. Hy sê na 2 weke, sy praat jy met my nie. Hy sê vir hom, jy moet hou, daar minsik is. Nou die vriende, dis jammer dat hierdie meer wat heeltemal sondig is, soveel skade doen. By Eden konferensie, daar het Tannie agtergebly na diens. En sy het die Here wil vertrou vir reiniging en vervulling. Iemand wat by al die konferensies was, iemand by die kerk, baie betrokke, baie van die Here, baie. Die Here het al gebruik op met baie dinge. En sy kom en sy sê, doe nie, ek het besef nou wees, hoe geweldige skade ek gedoen het aan God se saak, in my man se lewe, in my kinders se lewe, met my vleeslike optredes. En sê die Here vertrou, die Here reinig my, die Here van groot dinge kom doen, later maar gesnop groot dinge. Kinders van die Here, dis nie net die meer. Ons gebruik maar die meer, want dit is nogal algemene ding wat daar is. Maar dit is ander goed soos ontrouheid. Is ontrouheid 'n vreeslike ding, liewe vriende? Moet ek kind van die Here ontrou wees? Nee, ons moet nie, ons werk getrou wees, maar aan die huwelik getrou wees, nee, ja. Maar wat van God se dinge? Moet ons getrou wees in God se dinge? Ekskuus dat ek hierdie gaan doen, Maar ek was, nou sal ek nie terug by die konferensie gewees. En ek sit al by die konferensie en dan is 'n dominee naas. En die dominee begin vir my te vertel. Hulle was 'n groot genoeg gemeente. Hulle het nie meer aanddienste nie en hulle het nie bid hier. En as al vakansiedag aanbreek of die vakansie aankom, dan stel hulle daai aanddienste en bidure af. Maar gewoonlik word ek nogal dadelik so 'n bietjie vies oor dit. Dat kinders van die Here die aanddienste en die bidure so afstel. En dan voel ek nogal 'n bietjie baie vir die dominee te sê. Maar soos hy aangaan en praat, sien ek hom. 'n moedeloosheid. Ek sien in hom. Dis nie meer vir hom lekker om voor te berei, om die woord van die Here te deel. Die opgewondenheid, die blydskap daarvan is weg.
En nou is dit die hartseer. Wat nogal bygedra vir dit is. En ek wonder toe my hart. Waar is die kinders van die Here? In daai gemeente. Wat sê, maar ons honger na die woord van die Here. Ons moet getrou wees. Nou besef dit. Kinders van die Here. Dis wel te maklik om te sê, as jy is. So te maklik om te sê, ons gaan nie na die diens, dit is versin op die huis. Wat van jou getrouheid aan God? Besef jy vanoggend, jou vriende, u getrouheid aan God, kan iemand anders aanspoor of moedeloos maak? Daar gedink? U almal sal weet wat ek nou sê. Partykeer kom jy in die kerk, daar's iemand vir wie jy bid. Iemand wat met die Here moet uitkom. En nou sit jy in die kerk en hier loop daai iemand in die kerk. Hoe voel jy? Hoe voel jy toe daai ou in die kerk kom? Daar's 'n opgewondenheid, 'n verkoeking in jou hart. Daai diensdeur, maar ek kan amper sê, jy hoor nie waar jy doen die preek, jy bid net so vir Pieter. Dit het Pieter gered word, Here, en jy bid vir jou vriende. Dis opgewondenheid. Maar dan kom jy al die keer in die kerk en jou vriende. En net soos dit jy en ons, 'n bietjie baie min ander mense, en as dit maar nie die ou paartjies wat daar so sit. En wat gebeur dan? Dan kom die duiwel sê, ja, as jy ander haas hier is, ons was besig om nie met die glaasdop te hou nie, jy hoor al die ander dinge, en jou vriende, en dan sit jy lank nie, dan sê jou self moet los, wat jy wat toe vanaand te gaan, is maar net so bietjie, is net so paar wat gaan, ek gaan op die plaas. Oeps, en dan word ek ontrou, en dan ontrou ek met 'n gewoonte, en voor die weet, gebruik die duiwel vir jou, om ander kinders van die Here moedeloos te maak. As jy wil vervul word met die Heilige Gees, sê Here, ek is algeheel aan die oorgegee. Dis nie net my meer woord, moet getrou wees, moet langmoedig, al hierdie dinge, Here, ek moet dit doen. Jy weet, as daar vrees in 'n kind van die Here se lewe inkom, wat ek ook net wil doen is, ons lees daar in Johannes 20 vers 19, en toe dit aanpas op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, vrees vir die Jode gestryd was, het Jesus kom in die middag gestaan en voor gesê, vrede vir hulle. U vriende, daar kom vrees in die kind van die Here se lewe. Selfs nadat die vervulling met die Heilige Gees, kan die duiwel jou met vrees aanval, want nou is ek te bang oor hoe gaan ek nou vir hierdie ou sê? Hoe die een kind van die Here vir die ander kind van die Here gesê? Hoe kan ons met hierdie ou praat? Dis die rykste ou in die dorp, by alles wat hy wil hê. Hoe kan ons met hom praat oor die Here? Wat kan ons vir hom aanbied? En die ander een wat die genade daarom gereinig en vervul en hy sê, hy moet Jesus in sy lewe kry. Hy is net so verlore soos die boemelaar. Hy moet gered word. Liewe vriende, en toe daar vrees kom, lees ons daar in Handelinge 4, vers 23, nadat hulle vervul was met die Heilige Gees, en nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die hoofpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarop gemaak het. Liewe vriende, en hulle bid en die plek word geskit, en die Here gee hulle opnuut 'n ywer en neem die vrees weg. Toe hulle groter oorgawe maak, toe neem die Here die vrees weg. Jy sien dit gebeur in jou lewe. Die Here kom en hy wys jou, hier is hierdie onreinheid, en as jy bereid is om die oorgawe te maak, kom die Here en hy vat dit wat sleg is, hierdie bang, en hy maak dit kragtig. Dis ook wat so nodig is om vervul met die Heilige Gees. Liewe vriende, die goeie wat jy wil doen en die kwaad wat jy nie wil doen nie, dit het nie die disippels se lewe gebeur. Ons lees daarso in die woord van die Here, lees ons daarso dan wat hierdie woord kom sê dan, wat die Here sê in Matteus 20:33, daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan U neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Die goeie wat hy wil, het hy toe nie gedoen. Die kwaad wat hy nie wil nie, dit het hy gedoen. Presies dit wat in op die ou end in Markus 7:21 staan, want van binne uit die hart van die mens kom hierdie slegte gedagtes, egtelik, moord, hoerery en so meer. Al hierdie dinge kom van binne uit en dit maak die mens onrein. Lees ons in Markus 7:23. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. So 'n kind van U. Die Heilige Gees van God is nog van U gered, sekerlik aktief besig in U lewe om te werk.
Maar hoor nou. Nou daar dinge in die lewe gebeur, wat ons net soos die disippels en net soos Petrus dalk voel, ons is skaam dat ek die Here verloor. Ek is skaam oor ek my meer verloor het, en toe ek my meer aan by die werk verloor het, toe ek die volgende dag met Pieter wil praat, of sy saam met die Here reg gesê, maar jy praat my nie, ek kwaad op jy. Nou dink ek, daar stop, ek kan nou niks meer doen vir die Here. Die Here is so teleurgesteld, en die is teleurgesteld, en liewe vriende, en nou moet jy eintlik dit nou mooi verstaan. Hierdie ding het gebeur, wat gewys het, die hart is onrein. Net soos die disippels se lewe. Het hierdie dinge gebeur, terwyl die Here saam met hulle was, en die Here het hulle verdra. Dink nou maar hoeveel van die goed het die Here verdra, wat hulle vreeslikheid opgetree. En die Here het al die dinge gesien, en al die dinge gebeur, en hy het hulle vermaan, en hy het hulle herinner, en lief vriende, en tot op 'n punt wat die Here toe nou vir hulle gesê het, mag nie so. As jy jou hart gereinig word, dat jy die vervolging kry, was nie oorwinning. En hulle was dit, jy moes nou gesien in die Bybel. Dis hoe hulle was, en dis hoe hulle verander. Nou dat goed in die lewe gebeur, hoor my liewe vriende, die skaam daaroor. Dis verleer dan ook. Dat is goed wat jy dan hoop, niemand weet, en dan is het goed, niemand het ook weet. Maar een die Here weet dit van. Beteken dit dat jy nou weggegooi is? Beteken dat die Here nie meer kan gebruik nie? Nee. God wil jou oortuig van 'n onreinheid. Hy wil jou hart kom reinig. Dis wat die Here besig is om vir jou te sê. Ek wil jou hart reinig, sodat jy oorwinning kan hê. Jy sien, want as jy nou na die Here toe kom, gaan jy weet van daai ding wat daar is, en jy gaan die Here vra, Here, jy is meer reinig in my hart, vul my met die Gees, en hy gaan sien, hoe weet ek die Here my vervul my Heilige Gees? Wel, Petrus was nie meer bang vir die diensmeisies. Petrus het nie die eer vir homself geneem, het dit gegaan oor die Here. Petrus het 'n oorwinning gewen. Hy kon duidelik sien dat sy verandering. En dis hoe iemand weet, as God jou kry van die dinge, lei dit daartoe, dat jy sal kan sê, Here, ek weet, wie kan dit met my verander. Maar net, dit help nie gou op met die, kom ons sê nou, op ons gesprek het gevinnig weer die kwaad word. Jy weet nie, dit moet die kwaad word is, as nou mense wat sê, jongen, ek hierdie verskrikkelijk Here, ek is vinnig op my werk. Maar ek het daarom hierdie ding geleer. Voordat ek iets doen, tel het op by 10, tel het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, nee. Nou hanteer dat jy dit met jy weet. Al jou vriende, nou van hoeveel keer kry jy kom, wat jou tot 10 tel jou niks gaan help. Of voor jy by 5 uitkom, want ja, ons hy, per die weer. Sê vir my, is dit God se oplossing vir jou, om jou meer te onderdruk, om jou ontrouheid te onderdruk? Is dit God se oplossing? Nee, dis die oplossing. Dit is so goed om 'n smeer te probeer toeplak en toeplak en toeplak en toeplak. Dit gaan nie help. Die ding moet uitkom. God se oplossing is, jou hart moet gereinig word, kind van die Here. Laat jy vervul kan word. Dan sal jy oorwinning hê. Dis God se oplossing, nie ander weg. Mag jy die Here so kom vertrou. Soos jy vandag hier sit en jy dan moet terugdink oor die lewe en jy sê, Here, ek kan duidelik vertel hoe jy my oortuig het van 'n onreinheid. En dan behoort jy, dalk te gaan sê, Here, ek het op 'n plek gekom om te vra om te reinig my en vul my. Of jy sit vandag en jy sê, Here, ek verstaan nou wat aangaan in my lewe. Ek verstaan nou, jy het my nie weggegooi nie. Ek verstaan nou, as ek goed teleurgesteld in myself, nie is nie. Jy sê, ek het 'n oplossing vir jou hart, mag gereinig word. Wil jy dit? Wil jy kom? Ek verstaan nou mee besig vir my lewe. En kind van die Here, dis tyd om op te staan, om na die Here toe te kom. Dis die Here, reinig my, want ek moet in lewe en in oorvloed van lewe leef. En God wil dit vir my doen. Gaan so keer. Jy kan nie, jy kan nie aangaan met so 'n ellendige geestelike lewe. Jy kan nie aangaan met so 'n lewe dat jy die hele tyd verskoning en so uitdruk, as jy die dominee van kerk kan sien, ons is so 'n bietjie versigtiger wees nou jong, ek sien nog my oppassers leef, hierdie man as jy kan nie aangaan met so 'n lewe.
Jy kan nie aangaan met 2 lewens, 1 hier en 1 hier. Jy kan nie so aan, jy weet ons dit. As ons wonder nie, 'n lewe waar ons met vrymoedigheid voor mekaar kan. Niemand van ons is volmaak nie, almal volmaak foute het, so meer, wat ook al jou vriende, maar een ding, iemand wat vervul is met Heilige Gees, is daarom opreg en eerlik. Want ons kan dit met mekaar wees. Dis hoe dit die gemeente behoort te wees. As daar 'n vreemdeling inkom, hoor ervaar dat hierdie mense hier is opreg en eerlik en bo alles is lief vir die Here. Hoor dat dit gebeur net as ouens gereinigers en vervul. Dis waarom jy die Here moet soek. Soos die Here die oortuig van onreinheid, deur die woord, deur omstandighede, deur dit jy prakties ervaar, jou hart is onrein, wat is jou oplossing? Kom vertrou die Here vir 'n reining. Mag jy help, mag jy met hom deurgaan, bid vanmôre aan ons diens. Vanmôre gaan met julle oor 'n baie belangrike saak praat wat vervulling die Heilige Gees, reiniging en vervulling betref. Baie belangrik is. Iets wat ek dink die duiwel baie keer gebruik om ons te mislei. Maar mag die Here u help, kan ons bid daarvoor saam. Amen. Kom ons nader voor die Here. Ons dien aan die Here baie dankie dat U goed is, dankie dat U lief vir ons is. Dankie dat U die kosbare belofte van reinig van ons onreinheid. Ek bid vir elkeen wat in hierdie dag besef, Here, my hart is onrein. Hoe sou ek met hierdie dinge sit in my lewe? Here, dat op 'n plek sal kom om U te kom vertrou vir reiniging, vervulling. Ek bid vir die kinders, Here. Dankie dat hulle U sal soek. Tyd sal maak tot U te nader, vandag, môre. Here, dat U ons ook môre weer so saam mag bring, dat U verheerlik sal word.